Ons gaan vanoggend stil staan by Lukas 1 en Lukas 2. En julle sal sien dis redelik langerige gedeeltes. So ons gaan vanoggend net 'n paar grepe lees uit Lukas 1 en 2. En die teksgedeeltes sal ook vir julle op die bord wees. En natuurlik in hierdie week word julle uitgenooi om Lukas 1 en Lukas 2 in julle stilte tyd te lees. Die verhaal van Maria, van Elisabeth en ook van Anna. Voordat ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam en ons vra ook vir die Here se seën en vir sy Heilige Gees se leiding. Kom ons bid. Here ons God, u woord is die lig vir ons pad, die waarheid vir ons lewe. En wanneer ons nou saam uit hierdie woord gaan lees, is dit ons gebed, maar ons heel diepste verlange, dat u nou self met ons elkeen sal praat. Maak ons harte oop om te ontvang, ons ore oop om te hoor en te kan luister, en ons lewens om gehoorsaam te wees aan u. Here, laat dit wat ons vanoggend hoor, ons baie nader bring aan u. Laat dit nuwe hoop in ons wek, ons geloof versterk en ons opnuut weer lewend maak in u genade. In die mooi naam van Jesus vra ons dit. Amen. Kersfees is in sy kern 'n fees van hoop. En hierdie hoop is nie 'n oppervlakkige optimisme of 'n poging om onsself 'n bietjie beter te laat voel nie, maar hierdie hoop is 'n diep Godgegewe sekerheid dat die Here besig is om sy beloftes waar te maak. Al kan ons dit nie altyd verstaan nie. En al sien ons dit nie altyd met die blote oog nie. En as ons na die evangelies kyk, dan is daar 3 vroue wie se lewens vir ons wys hoe God in gewone mense se stories op 'n onverwagte manier nuwe hoop en nuwe lig laat deurbreek. En ons gaan vanoggend begin by die heel eerste vrou se storie, en dit is die verhaal van Elisabeth in Lukas 1 vers 5 tot 25, en ons gaan vanoggend nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan net so 'n paar verse, die eerste 3 verse lees van haar verhaal. Lukas 1 vers 5. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam, en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en die voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. En buitendien was hulle albei reeds op 'n ver gevorderde leeftyd. Baie kort die verhaal van Elisabeth. Ons lees hier, Elisabeth is getroud met 'n priester met die naam Sagaria. Hulle albei was op 'n ver gevorderde leeftyd. En ek dink dit is 'n beskeie manier om te sê hulle was bejaard of hulle was seniors gewees. Hulle was oud gewees. En ons lees dat Elisabeth in haar jare 'n baie groot teleurstelling ervaar het. Sy was onvrugbaar. En enige vrou in daardie tyd was dit verskriklik erg om onvrugbaar te wees, want mense het geglo dat kinderloosheid is 'n gebrek aan God se seën. En kinderlose vroue is in daardie tyd met soveel onwaardigheid en met soveel minagting behandel. Ons lees ook hier
Elisabeth en Sagaria was deel van 'n donker tyd in Israel se geskiedenis. Tyd waar die mense al meer en meer beleef het dat God nie met hulle praat nie. En hulle het al meer gewonder of die beloofde Messias nog gaan kom. Maar nou is dit baie interessant, ten spyte van hierdie jare en jare se persoonlike teleurstelling, die omstandighede van die volk, lees ons hoe getrou Elisabeth en Sagaria aan God was. Ons lees hulle het gebid, hulle het die wet onberispelik nagekom. En dan heel wat later in Lukas 1, dan lees ons van hierdie groot wonder, dat die Here hulle gebed beantwoord het, en dat Elisabeth wel swanger geword het. Die tweede vrou is natuurlik Maria in Lukas 1 vers 26 tot 38. En ons gaan weer eens nie hier die hele gedeelte lees nie. Ons gaan net so 'n paar grepe lees vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. En toe die engel by haar kom, toe sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. En sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat hierdie begroeting tog kan beteken. Vers 30 en 31, die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hier lees ons nou die tweede vrou, is 'n jong tienermeisie. Sy woon in die dorp Nasaret. Sy is verloof aan 'n timmerman met die naam Josef. En met die engelse besoek aan Maria lees ons hoe daar 'n skielike en 'n ingrypende verandering in haar lewe is. Daar's dadelik 'n skrik en 'n verwarring. En die engel se woorde wat sy hoor is eintlik soveel groter as haar vermoë om dit te kan verstaan wat hy vir haar sê. Maar hierdie engel se koms verander Maria se lewe onherroepelik. En dit wat nou vir haar voorlê is 'n moeilike taak. Trouwens, sy sou eintlik 'n baie hoë prys betaal het. Maar dan lees ons ook hoe sy met gehoorsaamheid reageer. In vers 38, dan sê Maria so mooi vir die engel, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. En vir my is hierdie woorde van Maria die heel eerste gebed van Advent. Om dood eenvoudig net vir die Here te sê, hier is ek. Laat u wil geskied. 'n gebed van vertroue, dat die Here kan werk in plekke en in omstandighede wat onmoontlik en totaal en al onseker lyk. Die geloof dat die Here nie sy planne bou op ons menslike vermoëns nie, maar op grond van sy almag en sy genade. Dis vir my die heel eerste gebed van Advent wat ons vanoggend bid. Laat u wil geskied. En 'n erkenning dat God die onmoontlike kan doen. Die derde vrou is Anna. Haar storie is die heel kortste van al drie hierdie vroue. En haar storie is net 3 versies lank in Lukas 2 vers 36 tot 38. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As 'n jong vrou was sy 7 jaar getroud en toe sy man oorlede. En sy het 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie. En God dag en nag gedien deur te vas en te bid.
En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Mooi kort samevatting van die verhaal van Anna. Hier lees ons van Anna dat sy 'n profeet was, maar dat sy ook bejaard was en dat sy eintlik op 'n baie vroeë ouderdom in haar lewe 'n verlies beleef het. Na 7 jaar van 'n getroude lewe is haar man oorlede. En hier lees ons, sy is nou al 84 jaar oud. En ons weet, 'n weduwee in die Nuwe Testamentiese tyd was iemand wat geen vooruitsigte gehad het nie. Weduwees was afhanklik van ander mense se goedheid. Hulle het geen regte van hulle eie gehad nie. Maar Anna het nie toegelaat dat haar hartseer en haar verlies en haar eensaamheid haar onderkry nie. Trouwens, ons sien so mooi hier hoe dit haar al nader gedryf het na God toe. En ek lees in die week die woorde van Charles Spurgeon, hoe hy geskryf het oor die rouproses, toe sê hy, my dear friend, when grief presses you to the dust, worship there. En dis vir my so mooi beskrywing van wat Anna gedoen het. Sy het op so 'n vroeë ouderdom verlies beleef. Maar hierdie verlies het haar gedryf na God toe. Sy het God gedien deur te vas en te bid. En hoewel Anna al so bejaard was, oorgenoeg verskonings gehad het om nie tempel toe te gaan nie, was haar plekkie by die tempel nooit leeg nie. Ons lees in hierdie gedeelte, sy het nooit, nie een dag van die tempel af weggebly nie. Na haar man se dood, het sy voluit geleef uit haar geloof. Maar feit is, al drie hierdie vroue het moeilike omstandighede beleef. Ons lees van teleurstelling en kinderloosheid. Ons lees van verwarring en 'n skielike verandering en 'n ingrype in 'n lewe. Ons lees van verlies en van eensaamheid. En is so opvallend as jy hierdie drie verhale langs mekaar sit, is al drie hierdie vroue se reaksies presies dieselfde. Hulle reageer met geloof. Daar is een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, en dis die feit dat hierdie vroue nie hulle rug gedraai het op God nie. In hulle teleurstelling, in hulle verwarring, in hulle verlies, het hulle nog steeds vasgehou aan hulle geloof. En ons lees hoe hulle elkeen op verskillende maniere hoop ontvang het. Maar in al drie hierdie gevalle het hierdie hoop wat hulle ontvang iets te doen met die koms van Jesus. En dit gee vir ons eintlik so mooi prentjie van die hoop wat ons in hierdie adventstyd weer opnuut ontvang. In die eerste plek, hoop is vir die hier en die nou. Kersfees, die verhaal van Kersfees, is vir die hier en die nou. Mense dink soms aan Kersfees as hierdie mooi storie, wat jou verplaas na 'n wêreld van geluk, waar alles net goed en reg en mooi is, en jy net geskenke ontvang en alles ontvang wat jy wil hê. Maar dit rym nie met die harde werklikheid waarin ek en jy elke dag leef nie. Maar vir sommige mense is Kersfees net 'n mooi storie, wat net gaan oor 'n ander wêreld. En aan hulle swaar kry en seer wat hulle elke dag beleef, maak hierdie storie geen verskil nie. Genadiglik vir hierdie drie vroue se verhale, wat juis kom sê, dis nie die waarheid nie. Dis nie so nie. Elisabeth, Maria en Anna wys vir ons dat Kersfees speel nie af in 'n sprokieswêreld nie.
Dit speel af in hierdie harde wêreld waarin ek en jy elke liewe dag lees. Ons lees van kinderloosheid, van teleurstelling, van dood, van verlies, van eensaamheid, van verwarring, van 'n skielike verandering wat jy in jou lewe beleef. Maria praat in haar loflied in Lukas 1 vers 46 tot 56, dan praat sy van hoogmoediges, van maghebbers, van armoede, van al die swaar en die onreg wat hulle beleef. Lukas sê vir ons dat Jesus se koms het gebeur in die tyd van koning Herodes, keiser Augustus, 'n tyd wat gekenmerk is juis deur moord en belasting en uitbuiting en swaar kry. Alles dinge wat vir ons wil kom sê dat Jesus se koms het regtig in hierdie wêreld van ons gebeur. En dis die eerste rede hoekom ek en jy vanoggend hoop het. Jesus se koms is God se manier om vir ons te kom sê, ek het nie vergeet van hierdie wêreld nie. Ek het julle nie alleen gelaat nie. Ek kom na julle toe. En Kersfees kom sê vir ons dat God het nie een oomblik teruggedeins vir die donkerheid van hierdie wêreld van ons nie. Trouwens, Jesaja 9 vers 2 sê dat die mense wat in die donker geleef het, sal eendag 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal waaroor die dood skaduwee het. En nou wil Kersfees kom sê, maar hierdie lig het aangebreek met Jesus se koms. Hy self is hierdie lig wat in die donker kom skyn. Hierdie lig wil vir ons kom sê dat God het bemoeienis kom maak met hierdie wêreld waarin ek en jy elke dag leef. Hierdie wêreld wat so hard en soms so bitter onregverdig is. En dis goeie nuus vanoggend vir jou en vir my. God word mens in ons wêreld. In 'n wêreld vol stryd en spanning. Vir gewone mense soos ek en jy, vir jong mense, vir weduwees, vir eensames, vir geringes, vir behoeftiges. God kom na ons wêreld soos ek en jy hierdie wêreld ken. En dis goeie nuus. In die tweede plek, hoop, want God sien vir jou en vir my raak. Kom ons dink net weer gou vir 'n oomblik wie hierdie 3 vroue was. Elisabeth was oud, kinderloos, onwaardig. Maria was 'n jong meisie van Nasaret, en Nasaret was hierdie niks seggende klein dorpie in Galilea. Nasaret was nie bekend vir sy rykdom nie. Nasaret was nie bekend vir sy vooraanstaande inwoners nie. Inteendeel, Nasaret was 'n arm dorp gewees. En almal wat in Nasaret gewoon het, was arm en het swaar gekry. En as jy die evangelies lees en jy sien hoe Maria en Josef se storie ontvou, dan sien jy iets van hierdie swaar kry en armoede wat hulle ook beleef het. Anna was 'n bejaarde weduwee, alleen, geen regte van haar eie gehad nie. En tog sê al 3 die verhale vir ons, hoe God hulle raak gesien het, hoe God hulle in hulle omstandighede kom ontmoet het. Maria sê dit so mooi in Lukas 1 vers 48, U het my in my geringheid raak gesien. En dis hoekom ek en jy ook 'n stuk hoop het, want God is 'n God wat mense raak sien. En Kersfees kom herinner jou dat God jou ook raak sien. Dat hy jou ook wil kom ontmoet, daar waar jy in jou lewe is, en net soos wat jy is. Jesus se koms is God se manier om te sê,
ek het nie van julle vergeet nie, maar is ook 'n manier om te sê, ek sien jou raak. En die hoop van Kersfees is 'n hoop wat gebore is in 'n stal. Tussen die stil en die eenvoudige en die nederige dinge van die lewe, sodat niemand van ons ooit hoef te twyfel nie, dat God ons ook in ons gewone en eenvoudige lewens raak sien. Dat hy ons ook in ons stikkende en donkerte lewens raak sien. Daar's 'n Nederlandse dominee wat dit in een van sy kommentare so mooi beskryf het. God sien jou, wie jy ook al is, en soos wat jy is. En God roep jou op jou naam. Hy sien jou en verstaan jou soos wat hy jou geskep het. God weet wat in jou is. Al jou gevoelens en gedagtes, jou vermoëns, jou wense, jou swakheid. God sien jou op jou dag van vreugde, maar hy sien jou ook op jou dag van droefheid. Hy voel saam met jou in jou eensaamheid en beproewinge. God luister na jou stem. God luister na die klop van jou hart, na die geluid van jou asem. En dan die mooi woorde, jy het jouself nie meer lief as wat hy jou het nie. Jy het jouself nie meer lief as wat God jou het nie. Dis die hoop van Kersfees. Ons hoef nooit te twyfel oor hoe God oor ons voel nie. Nooit. Kersfees herinner ons dat die Here in die middel van ons wêreld ingestap het en gesê het, ek het jou nie vergeet nie. Ek sien jou, want ek het jou geskep. En daar is hoop, want ek is by jou. En dan in die derde plek, hoop, want God is altyd getrou. Ons hoop is nooit afhanklik van ons omstandighede nie. Ons hoop is nooit afhanklik van hoe sterk ons is, hoe voorspoedig ons is. Ons hoop is nooit afhanklik van mense, of hoeveel van die lewe ons verstaan nie. Ons hoop is gegrond op 'n persoon, op die getrouheid van God, en dat ons nie hoef te twyfel aan dit wat God in sy woord sê nie. Keer op keer in die Bybel lees ons hoe getrou God is. En Maria sing dit ook so mooi in Lukas 1 vers 49 en 54. Dan sing sy dat God ontferming bewys van geslag tot geslag. Maar dan sê sy so mooi in vers 54, God dink aan sy beloftes van ontferming. En Jesus se koms is eintlik hierdie groot bewys van hierdie ontferming van God. En dat hy alles doen wat hy beloof het. En daarom is ons hoë nie 'n vaal optimisme of 'n wens dat dinge dalk eendag net beter sal word nie. Ons hoop is vas. Ons hoop is seker. Ons hoop is standhoudend, omdat dit in 'n persoon geanker is. In 'n persoon wat gekom het vir ons. 'n Persoon wat deur sy gees elke dag saam met ons leef. 'n Persoon wat die belofte gemaak het, dat hy weer gaan kom vir jou. En daardie persoon is Jesus. Ons hoop is Jesus. Hy is die antwoord op die gebrokenheid en die donkerte van ons wêreld. Hy is God se belofte in 'n menslike vorm. Alles om ons verander.
Dis seker die een konstante ding in ons lewe. Alles verander, alles wissel. Ons gesondheid verander. Ons finansies verander. Ons werk verander, ons toekomsprentjies verander. Mense se getrouheid teenoor ons verander. Maar Kersfees sê, daar is in hierdie verandering tog een konstante. En dis Jesus. Want hy sal nooit verander nie. En daarom is ons hoop altyd vas. En ons sien dit so mooi by die stories van Elisabeth, Maria en Anna. Elisabeth het jare lank gewag voordat sy een kind van haar eie kon gehad het. Haar storie begin met jare van onvervulde verlange, van stilte, van jare wat sy dalk gevoel het, maar die Here hoor nie haar gebed en haar verlange nie. En tog het sy getrou gebly. Haar man het getrou gebly. Hulle het bly glo, bly vashou aan die Here. Hulle was getrou aan die wet. Hulle het tempel toe gegaan. Hulle het onberispelik geleef. En so mooi wanneer die engel vir Sagaria in die tempel ontmoet, dan is sy heel eerste woorde aan hom: moenie bang wees nie, want die Here het jou gebed gehoor. God se tydsberekening is nooit verkeerd nie. Is dalk anders as wat ons verwag het. Maar sy tyd is nooit verkeerd nie. Hy hoor ons gebede. Al verstaan ons nie alles wat in ons lewe gebeur nie. Ons kan God vertrou in dit wat ons nie verstaan nie. En selfs wanneer ons stil seisoene in ons lewens beleef, wanneer ons nie kan sien waarmee die Here besig is nie, dan bly God se beloftes lewend. En God bly in ons lewens aan die werk, al kan ons dit nie met die blote oog sien nie. En by Elisabeth leer ons dat God luister na ons gebede. Hoop is nie altyd 'n vinnige oplossing nie. Hoop is nie altyd 'n vinnige antwoord nie. Hoop vra so baie keer volharding. Elisabeth, hulle het jare en jare gewag vir hulle een gebed, vir hulle een verlange om beantwoord te word. Maar in hierdie jare het nie een van hulle twee weggedraai van die Here nie. Ons lees hoe hulle volhard het. En dis wat hoop soveel keer van my en van jou vra. Dat ons sal bly glo. Dat ons sal bly aanbid. Dat ons sal bly kerk toe kom. Dat ons sal bly vashou, al verstaan ons nie. Daar's soveel dinge in die wêreld en soveel dinge wat in ons lewens gebeur wat ons nie vergeet, wat ons nie verstaan nie. Maar Jesus se koms verseker ons dat God nie van ons vergeet nie. En dat God elke verlange in ons hart raak sien. Dat God elke gebed hoor. Selfs wanneer hy vir ons stil is. En hoop vra vanoggend van ons om ook te kan sê, al verstaan ek nie alles nie, al weet ek nie alles nie, gaan ek volhard in my geloof, gaan ek kies om die Here te vertrou in dit wat ek nie verstaan nie, en ek gaan aanhou glo dat hy in my lewe aan die werk is. By Maria leer ons min of meer dieselfde. Hoop beteken nie, ons gaan alles verstaan nie. Maar hoop vra dat ons God sal vertrou in dit wat ons nie verstaan nie. En ons leer ook by Maria dat hoop nie by ons begin nie. Hoop begin by 'n God wat jou kom soek, wat jou kom vind,
in die eenvoudige en die doodgewone dinge van die lewe, in ons geringheid, in ons onsekerheid, in ons hartseer, is die God die een wat ons kom soek en ons kom vind. En God se hoop kom so baie keer na ons toe in plekke en in tye wat ons dit nie verwag het nie. En hoop beteken nie, ons mag nie vra nie. In Lukas 1 vers 34 dan vra Maria vir die engel baie eerlik, hoe is so iets moontlik? Die Bybel skram nie weg van vra nie. Hoe beteken nie, alles gaan dadelik sin maak nie. Maar in Maria se vraag sien ons, hoe eerlik is sy in haar geloof. Sy is verward, sy is bang, sy is onseker, en sy vra vir die Here, maar hoe is so iets moontlik? En dis wat hoop ook vanoggend vir ons wil kom sê, hoop maak ruimte vir ons menswees. Die Here maak ruimte vir die vrae wat ons vra. Maar Maria se, hoe kan dit wees, het in vers 38 verander na, laat dit so wees. En dis wat hoop van jou en van my vra. Ons mag ons vra aan die Here stel. Maar hoop vra ook 'n stukkie oorgawe. Al ken jy nie die detail nie. Al ken jy nie die pad wat vir jou voorlê nie. Al is jy so bang, so onseker oor wat vir jou voorlê. Vra hoop 'n stukkie oorgawe. Dat jy op 'n plek sal kom waar jy nie meer net vra nie, maar waar jy vir die Here sê, Here, laat dit so wees. Laat U wil geskied. Want ek weet by U is die onmoontlike moontlik. En dis wat hoop vanoggend vir jou en vir my vra. Om soos Maria te kan sê, Here, werk in my, werk deur my, selfs wanneer ek bang is, selfs wanneer ek nie weet nie, selfs wanneer ek nie verstaan nie, laat U wil in my lewe geskied. En dan in die laaste plek, by Anna. Haar storie is so kort, maar haar getuienis is eintlik so sterk. Sy het baie lank gewag, voordat sy haar verlosser vir die heel eerste keer gesien het. Maar sy het hierdie verwagting nooit laat vaar nie. Sy het die Here bly soek. Sy het hom bly verwag. Sy het bly uitkyk. En dis wat hoop ook van ons vra. Hoop vra volharding. Hoop vra oorgawe. Maar hoop vra ook 'n volgehoue verwagting. En Anna se getuienis is so mooi, dat as ons hierdie verwagting koester, is dit nooit verniet nie. Die wat op die Here wag, se wag, is nooit verniet nie. En heel later, in Lukas 2, toe Maria en Josef met Jesus as hierdie klein kindjie na die tempel toe gaan en Anna hom sien, herken sy die vervulling van alles waarvoor sy gehoop het. En hoop vra van jou en van my om soos Anna te kan volhard en te kan sê, Here, ek wag op U. Ek gaan bly wag op U. En ek verwag dat U gaan doen dit wat U beloof het. Al vat dit lank en al verstaan ek nie. Hoe lank ons wag of ons omstandighede bepaal nooit wie God is en hoe God is nie. Wie God is verander nooit na gelang van dit wat met ons gebeur nie. God
is wie hy sê hy is. En God word nie ingeperk deur ons menslike beperkings nie. Inteendeel, vir God is alles moontlik. Trouwens, God gebruik soms juis hierdie mees onmoontlike situasies om te wys hy is almagtig en getrou. En dis waarop ek en jy vandag kan staatmaak, in teleurstelling, in 'n skielike verandering in ons lewe, in onsekerheid, in verlies, bly God getrou. Onthou God sy beloftes en sal hy sy beloftes aan jou waarmaak. God se beloftes word op die regte tyd sigbaar. En Anna se storie herinner ons dat wanneer ons dink ons wag te lank, wag ons nooit alleen nie. Want God is getrou en hy kom altyd sy beloftes na. En hierdie 3 vrouens se stories omraam eintlik vir my so mooi die geboorte van Jesus. Dat hierdie Kersfees nie 'n sprokie is nie, maar dat dit God se ingrype is in hierdie harde wêreld van ons. Sy belofte dat hy elke donker plek kan aanraak, dat hy elke hooplose hart kan vernuwe. En Kersfees bring in hierdie tyd weer hoop so naby aan ons, so naby dat ons opnuut weer dit kan hoor, dit kan sien en dit kan glo. Daar's 'n baie groot lig wat na ons donker wêreld gekom het. God se groot belofte het vlees geword. God het naby gekom en daarom is daar hoop vir jou en vir my. En mag hierdie hoop, hierdie oorgawe van Maria, Elisabeth se volharding en Anna se volgehoue verwagting, mag dit ook in hierdie feesseisoen opnuut weer in ons harte leef. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie dat U ons vanoggend herinner aan hoop. Hoop wat nie bloot 'n gevoel is nie, maar hoop wat 'n persoon is, hoop wat 'n naam het, hoop wat 'n adres het, naamlik Jesus Christus, die een wat gekom het, die een wat deur sy Gees elke dag by ons is, en die een wat weer gaan kom om ons elkeen te kom haal. Laat die saad van hoop wat U in ons harte geplant het, vandag wortel skiet, waar ons moeg is, waar ons hartseer is, maak ons nuut, waar ons bekommerd is, kom gee vir ons vrede, daardie vrede wat alle verstand te bowe is, en waar ons vrese het vir die dag van môre, kom gee vir ons weer die sekerheid dat U in beheer is, en kom herinner ons aan U getrouheid. Leer ons om in hierdie week en hierdie dae wat kom, om met volharding te leef, om met 'n volgehoue verwagting te leef, dat U sal doen dit wat U beloof het. En in die dae en in die tye wat dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, Here, help ons om met 'n oorgawe te leef, om vas te hou aan U getrouheid en om toe te laat dat U wil in ons lewens sal geskenk. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons gaan nou staande saam ons slotlied sing en dan kan julle bly staan om die seën van die Here te ontvang.
Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. Mag die Here, die God van hoop, jou vul met sy lig in hierdie adventstyd. 'n Lig wat die donker tye in jou lewe verlig. 'n Lig wat jou herinner dat Jesus gekom het, maar ook weer gaan kom vir jou. Mag die vrede van Christus jou dra. Mag die Heilige Gees jou vul met 'n hoop wat nie wankel nie, maar jou versterk. Gaan in die nuwe week in met die belofte dat Jesus wat gekom het, is ook elke dag by jou. Amen.